Julle so, ek het maar so 'n klein lyfiekie van 4 jaar oud. Sy het nou 4 geword, nê? Nou slaap sy nou gisterand by ons. Nou sit sy daarop, nou dink ek, want ek skuif altyd so 'n ekstra ding voor die bank, dat sy nou nie afval nie. Nou dink ek, maar sy is mos nou 4, nou is ek nou lui om die bank daar te skuif. Ek sit nou lekker op die bed en werk, nê? Nou is ek nou lui om iets voor te skuif. Nee, sy gaan mos nie afrol nie. Maar nou dink ek, sit maar net, ek het 'n groot kussing, sit dit nou maar net daar neer vir ingeval. Julle, want sy wil mos nie toem wees nie, skop oop heeltyd. Jy weet, die heel aand met jou opstaan en gaan toemaak. Man, ek het net so uur wat ek nog werk, hier hoor ek net, so saggies, koploms. En ek meen, sy het seker so ver geval. Maar sy weet niks, sy kussing so poef, sy slaap net verder. Ek dink gaan nie vir haar ma vertel nie. Ek los haar net daar. Maak haar lekker toe en alles, maar nou sy nie toe wees nie. So, kort moet ek nou opstaan deur die nag en kyk, en let die kind doer, sy is amper by die deur uit, dan moet ek haar eers weer boontoe trek in die kombers, soos wat sy skop om die kombers van haar af te kry. So ja, mens generate jou eie moeilikheid. Stem julle saam? Ons weet wat se beste, ons weet wat moet ons doen in die lewe, en dan dink ons altyd, wag, jy gaan nou 'n kort paadjie wees. Ag, ek is nou nie lus om, jy weet, is amper soos as jy in 'n koue winter in 'n bosveld vuur en jy sit en sit en sit. En eintlik wil jy nie van die vuur af weggaan nie, want dit is so lekker. En naderhand is dit 2, 3 die oggend en dan moet jy nou daar opstaan in hy koue en 'n koue bed gaan klim, dan is dit nou glad nie meer lekker nie, nê. Julle so die kursus wat ons gedoen het hierso laas week, ons is nog steeds exhausted van al die informasie en alles wat ons gekry het, maar amazing en hoe die Here net arriveer het en wat hy net kom doen het en hoe hy net mense aangeraak het, is net weer om te besef hoe gebroken ons is, wat gebeur in ons gebrokenheid en hoe het die Here eintlik 'n amazing plan met ons om gebrokenheid te kan hanteer. So dit waarop ek vandag wil fokus is om te wys dat waar ook al jy stukkies het, of iemand langs jou het wat jy kan sien, hulle het stukkies pyne en wonde wat heeltyd operuit. Om te weet, okay, hoe moet mense dit hanteer en wat is dit? So ek wil graag bietjie gesels oor, soos bietjie begin by die ware persone wat by die Here wil uitkom en wat ook struggles het, versus die wat kies om in 'n sekere prentjie te sit en hulle wil nie daar uitkom nie. En die gedagte wat by my opgekom het is dadelik van Maria Magdalena. Julle weet mos daar 7 duiwels uit haar uitgedrywe. 7. Maar sy kon nie, toe sy Jesus Christus, die Here Jesus, haar sy weer sien, kon sy net nie glo. En ek meen, sy het gegaan en sy het haar parfuum, jy weet wat sy verdien het, wat hulle sê, dis gelyk staan, ek dink aan 'n jaar se salaris, het sy gegaan, duurste perfume, en gaan oor sy voete, en haar hare trane en droog gemaak, en net hierdie ongelooflike liefde wat sy vir Christus gehad het, omdat hy haar eerste lief gehad het, maar omdat hy haar kom verlos het van hierdie bose magte. So sy kon net nie anders as om so dankbaar te wees. Maar sy het hierdie prentjie gehad, so as mense haar gesien het, so hulle gedink het, maar sy's vrot, sy's aaklig. Maar hoe weet, ons weet niks van haar voor die tyd, behalwe dat sy prostitusie beoefen het om kos op die tafel te hê en daaraan, maar sy wou vrykom, sy wou graag 'n ander pad stap. En hoe sy net radikaal uitverkoop was, ek meen sy daarna net agter Jesus aangegaan, waar hy gaan, hulle sê waar Jesus gegaan het, die vrouens, daar was klomp vrouens wat vir hom help met kos en jy weet so gegaan het en hulle versorg het. En sy was een van daai wat net uit hierdie prentjie uit wou uitgekom het. En aan dieselfde tyd was daar die Fariseërs. En hulle was jy weet, ek sê mos baie, ek en my man sê vir mekaar, ons weet nie hoekom nie, maar ons like van kom en wees. Ons weet nie hoekom nie, maar ons like van kom en wees. Dan sê my man, ja, maar hy dink ons is lekker zefters. Hy dink dit is maar wat. Hy sê, hy dink ons het hierdie kant van die spoorlyn, ons like dit maar net. Dan praat ons oor, hoekom like ons nou so van eenvoudig kom en my man kan lekker lag vir 'n zefgrappie hoor. En sulke stupid grappies, partykeer dink tot ek van, nee, regtig, dis bietjie erg. Dan kan hulle nie ophou lag vir die ou grappie nie, verstaan jy? Tot ek nou die dag 'n ding kry van hierdie vrou, ek sien nou hierdie ding, iemand stuur vir my hierdie ding. Haar man kom huis toe, sy moet nou obviously moes hy vies wees vir hom. Nou het sy vir hom uit reis uit
uit 'n rys uit, was my lag as ek dit weer die prentjie sien. Het sy nou vir hom so 'n mannetjie gemaak in sy bord. So hy kry nou die rysmannetjie, so plat mannetjie wat so sit met oogies en alles. En nou sit sy die mannetjie voor hom neer. So. En die volgende gaan haal sy potjie met pepersous, met korreltjies en alles. En sy vat dit en sy gaan gooi dit by die mannetjie se boutjies. En ek kan seker vir die uur nie op haar lag nie. En ek besef, ek dalk weer Jefter is my man. Maar hier is hierdie eenvoudige vrou wat net, ek meen, sy het nie juwele nie, sy ken nie die groot woorde nie, sy het nie pinkie in die lig, en is niks fout as jy etiket het, en jy weet mooi wat en wanneer om wat te doen, en wanneer groet jy hand, en wanneer moet jy knies buigie doen, of whatever nie. Maar sy is net eenvoudig, en sy wil by die Here uitkom, en sy wil vrykom, en sy wil wat ook al. En hier het jy die Fariseërs, en die Fariseërs ken daai Bybel, ek meen jy kon vir hulle het nie die Nuwe Testament gehad nie, hulle het die Ou Testament gehad, maar die Ou Testament is pretty much dik, hoor, en hulle het nog al Moses se wette ook gehad. Hulle ken elke vers, onthou hulle ken elke vers uit hulle kop uit. Hulle weet presies, hulle kan hom herhaal, daar staan dit, daar staan dit, daar staan dit, maar daar's nie lewe nie. Dis dood, dis werke, dis hierdie prentjie so. Dis net so, en Jesus het vir hulle gesê, julle wit gepleisterde mure. Hy het dit vir hulle gesê. Maar vir daai ander het hy gesê, kom. Hy het saam met hulle gesit, hy het saam met hulle geëet, gedrink. Hulle was verstom, hulle het gesê, jy mag nie saam met daai mense eet en drink nie. Dis nie van pas nie. Dis sondaars, dit was asof jy weet as jy mos 'n strawberry, dan het hy mif op, en dan is hy nou 3 in die pakkie, en dan steek daai mif mos nou al daai aan, nê. Dit was asof hulle gesê het, daai strawberries wat jy mee wil saam eet, iets gaan op jou klim as jy saam met hulle eet. Kan nie werk nie, mag jy dit doen nie. En hy het dit gedoen, want hy het hulle harte gesien. En hy het vir die kindertjies, toe hulle die kindertjies wil weg het, hy gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou wil ek iets vir julle uitgooi vanaand. Hoeveel van ons en mense om ons, en daar wat ons te doen het ons nie 'n kindertjie in ons nie? Hoeveel van ons het nie op sekere plekke seer gekry? En daai wond sit daar. En daai wond is dalk 3 jaar oud. Daai wond is 6 jaar oud. Daai wond is 9 maande oud. En hier's hierdie volwasse persoon. Maar hier kom iemand wat ietsie sê. En skielik onthou daai 9-jarige babietjie dat daai woorde, dalk het 'n pappa, onthou jou geesmens is 100% volwasse met geboorte, ewen in die baarmoeder. Jou geesmens word nie volwasse nie, hy's reeds volwasse. Dis jou liggaam wat groei en jou siel kry genesing en jy stap 'n pad om jou siel al hoe meer neer te lê, jou me, myself en I, my eie ek. Maar jou geesmens is klaar volwasse met geboorte. Klaar 100%. So daai babietjie kan in die baarmoeder wees of 9 maande oud wees en hoor in die baarmoeder hoe sê 'n pappa: as dit 'n dogtertjie is, wil ek nie 'n dogtertjie hê, ek soek 'n seentjie. En daai geesmens hoor dit. En daai persoon kom en hier kom dalk 'n persoon by en sê: "O, is jy wie is die eersgebore seun in julle familie?" Nee, ons het nie, ek is die oudste dogter. "O, het julle nie 'n eersgebore seun nie? O, so julle het nou nie iemand wat die familienaam verder vat nie." En so iets kan, as jy gesond is, dat niks gebeur, sê nee, ek gaan my man se naam vat, we gonna live happily ever after. Ek moet obviously 'n ander bloedlyn mee aangaan met 'n ander van. Maar as jy daai ding het en net nie gesond geraak nie, dan staan daai stukkie op. En daai stukkie kom vorentoe. Daai stukkie voel. Jy weet, daai klein enetjie. Daai kleintjie. En dink julle as jy sê jy's nou in die baarmoeder of 9 maande oud, dink jy was oud genoeg in daai emosie, daai ouderdom, om jouself te kon verdedig, om te breinfunksionaliteit gehad, om dit te verwerk, om dit te sien vir wat dit is,
om te verstaan wat het gebeur en te sê, ag jene, hierdie is ek nou weer die ou Afrikaner, ons moet 'n bloedlyn en 'n naam en 'n Jakobus, Johannes, Stefanus, Petrus, Immanuel, van der Merwe. Immanuel is mooi, nee. Maar jy het nie daai denke gehad nie, was te jonk. So wat doen jou liggaam? Wat maak jy? God het ons so amazing geskape, dat jy 'n stukkie skaap is, dit erge trauma's wat jy nie kan hanteer en jou breintjie kan nie hierdie verwerk nie. Dan skep jy self nog 'n stukkie wat vorentoe kom en sê, ek sal verdedig. Ek sal hier verdedig. As hierdie goed gebeur, jy's 9 maande oud, wees jy rustig. Sit jy daar een kant, I'll protect you. I'll protect you, en as daai een verbykom, dan sê hy, o, jy sê wat? En hoe lyk jou bloedlyn? Hoe lyk julle familie? Ja, as ek so na jou kyk, moet julle 'n bietjie gewig verloor, om nie te begin. Verstaan? Dan kom daai enetjie, en daai enetjie kom protect. Sodat daai emosie en wond in daai stukkie kan voel, hy's veilig, hy breathe, en hierdie enetjie sê, ek sal jou verdedig, ek sal jou verdedig, ek sal jou verdedig. En dis waar dit inkom, wat ons byvoorbeeld in 'n situasie, party mense raak aggressief, party mense gaan kruip weg, hulle kan dit nie, hulle raak 'n sanisies tog, jy weet, party raak 'n sanisies tog van, sien niemand my nou raak nie, ek is nou hier, dat julle tog, kan iemand net arme ek, nee, kom daai enetjie vorentoe, of die aggressiewe een wat sê, luister, whatever hierso, ek slaan eerste. Jy slaat eers, dan vra jy, was daar 'n probleem? Then I'm okay. Verstaan? Het jy 'n probleem? Kyk jy, is daar fout? Is daar pla iets jou? Jy weet daai ene. Dan sê jy, dis nie glad, ek het eintlik vir die bome agter jou gekyk, maar okay. Nee, moenie vir my maak wie skeel is nie. Ja, miskien is jy skeel. Daai ene, nee, kom daai enetjie. So die katterige een of die aggressiewe een, ek slaat eers en dan hoor ek, was daar dalk 'n probleem? Of die enetjie wat sanisies tog raak, daar kan enetjie wees wat, daar was dalk molestasie, dan kan daar enetjie wees wat verleidelik raak. Sodra 'n man aggressief raak verleidelik. Daar's verskillende emosietjies wat kan vorentoe kom om hierdie ding te akkommodeer en te hanteer. Sodat jy, as jy klein is, wat jou mind nie hierdie goed kan verstaan nie, dat jy voel, jy's okay, jy survive. Want jy weet, as dinge oorweldigend raak, daar's mense, hulle noem dit kop verloor. So jy moet nie kop verloor nie, jy moet aan die kant uitkom. Maar God het dit so amazing gemaak, op 'n sekere ouderdom, kan ons hierdie goed begin hanteer. En dan moet ons dit sien vir wat dit is, en dan moet ons begin gesond raak. En dan is dit nou, die situasie wat ons vir mekaar moet sê. Is die nou 'n demoon, wat ek moet wegkry? Of is hierdie eintlik ek self? Is hierdie dingetjie wat hier opstaan, is deel van my, 'n stukkie van my. Julle weet 'n nartjie, as jy 'n nartjie skil, né? 'n nartjie, stem julle saam, dis een vrug. Maar as jy die skilletjie afhaal, wat is daar binne? Segmente, skyfies, wiggies, né? Nou, hulle is so by mekaar. Maar stem jy saam, jy kan enetjie uittrek, en jy kan enetjie uittrek. Nou, daar's mense wie se wiggies en skyfies en segmente, lê deur, een lê daar. Een lê daar, een lê daar, hier's nog so 4 by mekaar. Daar's ander wat die hele dingetjie is net so los. Hy's nog by mekaar. Daar's 'n ander wat is net so effens, wat klein goedjies gebeur het. Maar God se hart is dat daai nartjie weer vasraak, een raak, en dat sy skilletjie, sy Heilige Gees om hom kom, om die hele nartjie kom. En dat sy glorie, soos daai oranje, sy glorie om daai is. En vir ons om daar te kom, moet ons gaan discern en sê, okay, ek gaan nou erken, ek raak geïrriteerd. Ek gaan erken, ek raak aggressief. En dan is 'n party mense wat net heeltyd, is hierdie ene vanaand sê, gaan jy weg in die naam van Jesus, weg as jy kom. So, ek en Dani het vriende wat ons ken, en jare terug, toe het die liggaam van Christus besef, dat ons het net die goed weggejaag, maar as 'n paar van jou stukkietjies, en ons het geleer, ons het hierdie goede geleer in die kursusse bygewoon te verstaan, dat kan van jou eie emosie stukkies wees,
en geleer, maar nou moet ons hulle gaan haal en terugbring. Want waar is hulle? En toe sê my man, nee, liewe land, hierdie raak nou te erg. Eers moet ons alles wegjaag, dan moet ons alles terugkry. Ons weet nou regtig nie meer wat ek kan doen nie. Maar ja, ons wil nie die goggas en die demone hê nie. Hulle moet maar uit die prentjie kom. Maar ons moet daar waar daar stukkies van ons is. Jy kan nie agterkom, maar hierdie is jouself. Jy kan voel hierdie emosie is jy. En jy gaan nie, en jy embrace daai, en pas die regte goed toe. So sê nou maar, iets het met jou gebeur en jy het angs. Jy gaan in 'n angsaanval in. So as jy in daai prentjie is, moet jy volwasse begin optree en sê, luister, jy wat angstig is. Ek roep nou vir Jesus hier in. Ek is okay dat jy angstig is. Ek judge jou nie vir dit nie. Dis jy, dis 'n stukkie van my. Ek gaan nie maak of jy vrot is en jy moet net weggaan en ek embrace jou. Jy's veilig hier, Jesus kom wys. Daai is 'n angs wat gebeur het. En ons gaan moet bereid wees dat die Heilige Gees vir ons wys wat het daar gebeur. Bereid wees dat ons met Jesus se bloed gaan sien, maar hoekom voel ons so? Wat het gebeur? Dalk het jy ergens gery en jy was in 'n verskriklike ongeluk en toe kom daar nou nog iemand wat 'n handsak gryp en daar is jou handsak. Iets het gebeur. So Heilige Gees moet jou kom wys dat jy in daai situasie ingaan en bereid is dat hy jou vat en laat hy sê, Here, ek maak vrede. Hier is U by my. Daai deel, dit het dalk met my ma gebeur, ek was klein. Daai stukkie sal U daai stukkie nou volwasse maak. Gesond maak en heel maak, laat ek een is. Laat hierdie emosies, hierdie protector moenie meer daar wees om hierdie goed te doen. Laat ek heel en gesond raak. Sodat ek in volheid U kan dien. Weet in my beginjare, dis jare terug toe ek nou begin deel het met van hierdie goeters, het iemand eendag vir my gevra, hoe huil jy die hele tyd as oor die goed praat? Sê ek weet nie, ek raak net regtig verskriklik emosioneel. Ek meen, ek het nie tissues gevat nie, ek het toiletrolletjies gevat. Want jy weet, tissues werk mos naderhand nie meer nie, nee. Vat my daai rolletjie, plaas neusins. En toe het ek besef, maar dit is hoe mens deur dit verwerk. Jy soveel jare wat jy goed nie mag gehuil het oor nie, mag nie daarmee gedeel het nie, en is 'n veilige hawe saam met die Here, en jy kan na goed toe gaan en dink, en hy wys vir jou goed, en jy kan gesond raak, en jy kan daai sê, begin volwasse optree. Here, maak my gesond. Maar ons kan ook nie stukkies, ons kan nie goed druk nie, nê. As jy nog nie reg is om 'n sekere dingetjie, dan sê ons, Heilige Gees, wat van ons is nou gereed, wat se stukkie? En dit kom dalk by die ei wat jy wil verstaan het, wat jy gesê het, maar hoe werk die journey? Wanneer trek mens waar? En ons praat van die ei, wat die eitjie wat jy moet skil. Nou sit die buiterand, en dan sit die binnenstukkie, en nog 'n stukkie, en nog 'n stukkie. Jy weet, in daai ei as jy vir hom skil, hy laat jou oë traan, hoor. Maar jy moet bereid wees om soontoe te gaan, sodat daai ei wat afgeskil is, jy weet, 'n ei maak kos baie geurig, sodat ons by die geur kan uitkom. Maar ons kan ook nie ietsie ryp druk nie. Ons kan nie iemand wat aan trauma ly, en dalk nou 'n persoon wat in 'n verkrachtingssituasie was, nou dwing om nou hierdie te hanteer, en nou net okay te wees in dit. Ons moet die Here vertrou om genesing te bring, genesing. En met daai genesing, kan ons daai persoon vir die Here vra, om vir jouself, stukkie vir stukkie vir stukkie. So ek myself, julle, ek kon nie vlieg nie. Ek ken baie mense wat nie kan vlieg nie. Ek sien hulle in daai vliegtuig. Hulle sit so, dan kyk hulle so rond, en hulle klou daai goed so vas. So ek was so bang vir vlieg. Jy weet, dit was net vir my ongelooflike vrees om te vlieg. So, as ons gevlieg het, en my man was by, het hy afgechop, want ek het sy hand gevat, en my kragte was blykbaar baie groot. So ek het nie agtergekom hoe styf ek sy hand vashou en druk, laat hy naderhand my sê, kan jy net so bietjie my 'n breek gee? Dan het ek in sy hand gekyk, en sien ek my naels, hoe het ek in hom maar jy is so gespanne, en jy hou so vas, en jy is net in hierdie, jy weet, laat ons net land, of net opstyg, which one either, laat ons net opkom of afkom, dat jy kom eers agter, hoe jy, byvoorbeeld so sal klem nie. En ek het vir die Here gesê, ek moet nogal baie vlieg,
En ek het vir hom sê, joh, hierdie is nie lekker nie. Kan julle dink hoe baie kortisol het ek afgeskei? Kan julle dink wat dit aan jou liggaam doen? Al daai negatiewe hormone wat jy daar afskei, dit het 'n effek op jou liggaam. Ek seker vir 2 dae daarna, jy weet daarna dink ek gaan jy omtrent in 'n slaapkoma in, want jy het al jou energie opgebruik, die adrenalien het gevloei en jy's niks werd nie. En ek het aan die Here toe spesifiek vir daai storie gegaan en vir hom sê, Here, hierdie moet ek genesing van kry. En ek was so bang vir donderweer ook. Van kleintyd af, as dit donderweer het ek gedink die Here kom en ons gaan almal hel toe. En ek was benoud, Here, julle, dit was verskriklik. En toe ek mooi daaroor gaan begin bid en vir die Here genesing vra, toe die Here vir my kom wys, as daar donderweer was, het my ma altyd vir my gesê, as dit so is, donderweer, gaan die Here kom in die oordeelsdag, in die vuur en die hel en al hierdie goeters. En jy's klein, jy verstaan nie die goed nie. Ek meen, as ons klein is, moet ons hoor van Jesus se liefde, en sy beskerming, en hy ons vashou. Maar toe ons klein was, is ons met die polisie gedreig. Ek weet nie vandag se kinders nie, maar ons generasie kinders is gedreig. Kyk hoe beaamd tersies wat ek sê. Ons is gesê, ons gaan die polisie gaan kom, die polisie gaan jou vat, die polisie. En die donderweer is my gesê, die oordeelsdag, en ons gaan almal hel toe, en daar's wurms, en die wurms gaan ons vreet en alles, en jou kop kan nie die goed verstaan nie. En so het die Here vir my, sulke eenvoudig, dalk is dit vir julle eenvoudig, maar dit het 'n groot effek op my lewe gehad. En toe het ek vir die Here gevra, Here, hier moet ek genesing kry. En ek het begin my journey met die Here stap, en hom ingenooi in dit. En daai stukkie wond gevra, maak dit volwasse, maak dit mature, vat dit weg. En die Here het my radikaal kom genees. Kyk, ek is nou so asof ons opstyg of land, ek weet nie eintlik nie. Ek begin dadelik my dagboek kyk en 'n liedjie luister of boek lees of gesels en eintlik sien ek nou wat die ander mense doen. En dan probeer ek baie keer as ek op hulle fokus, vir hulle sê nee, is okay, dis heeltemal okay, geen probleem nie. So ons het een keer in George moes land en julle weet baie keer land hy ou moeilik hierso, nê? Dis mis of wind of die toring werk nie of wat ook al. So ons het ingekom en dit was verskriklike wind en mis. En die kaptein kom nie land nie, en toe gaan weer op. Nou moet jy weet, almal is nou gebakkel appels gaan land, en alles skit, en jy kom, en jy maak reg, en dan kom jy, en dan wrrts, dan gaat jy weer. Ek meen, jy het 'n daling en 'n opstyg in dieselfde tyd. Hoe erg kan dit wees? Okay, en dan gaan ons nou weer rondte, praat weer met die toring. Okay, ons draai weer, hier gaat ons weer, okay, stil, okay, maak gereed, ligwardinne, is julle vas, landing, hier gaat ons, nee, hier gaat ons weer op. Ons het dit 3 keer gedoen. Daai mense in hy vliegtuig was omtrent hysteries. Nee, nou moet ons bietjie Kaap toe vlieg, want jy weet, nou moet ons eers gaan refuel. Hier gaan ons Kaap toe. Hier gaan ons Kaap toe, en hulle sê toe in die Kaap, nee, hulle gaan nou maar weer probeer, maar die mense wat wil uitklim, kan uitklim. Julle, daai vliegtuig is soos in 'n, jy weet, hier staat 'n klomp op, die gat hulle is amper van, ek is bang iemand word agtergelaat, die gat hulle uit. Maar die Here het my so gesond gemaak, ek het 'n lekker storieboek, 'n Christelike boek gehad wat ek wou deurlees, so ek het heerlik gelees aan my boek, en tog nie, ek wil regtig by die huis uitkom, ek gaan nie nou nog uitklim ook nie, ons draai maar weer. Die Here is mos by my. Jy weet, hier gaat ons weer. En hier gaat ons, en ons wil land, en hier kom die kaptein. Dis 'n vroue kaptein, sy kom toe uit, sy sê mense, hulle het my nou net laat weet, die toring is sonder bemanning. En ek sien nie kans om julle te land. En ek kyk van, ek sien hoe bewe haar hand so. En sy sê, ek sien nie kans om julle te land sonder die toring se bystand nie. En baie keer in sulke situasies sal ek bid, Here, gee vir daai persoon wysheid en kennis en dit vir daai persoon. Raai waarheen vlieg ons toe terug? Joburg toe van waar ons gekom het. Terug in Joburg, so ek het seker 12 ure rondgevlieg die dag en alles van Joburg af, ek's terug in Joburg, in 'n slaapplek en alles. Maar so kan die Here jou radikaal kom gesond maak. Daar's niks anders aan my as enige iemand hier wat 'n journey stap nie.
En die vraag is net, gaan ons begin bereid wees om te kyk, wat is daai stukkies, laat ons kan gesond raak. Ek kon nie in 'n hospitaal nie, ek meen 'n hospitaal, as ek daai reuk kry, dan wil ek flou word. En toe het ek dit vir die Here gevat, ek sê, Here, nee regtig, ek kan ook nie so mee wees nie. Jy weet, ek moet hiervan ook daarom nou genesing kry, genuen. En die Here genees my so radikaal, dat hy so vir 2 jaar daarna, vat hy my na mense wat ernstig siek is in die hospitaal om vir hulle te gaan bid. Ongelooflik. Ek meen, nou kom ek daar, nou is daar 'n familie wat sê hulle mammie is op sterwe, maar sy wil nie sterf nie. So daar is nie omdraai kansie, sy wil nie sterf nie, en hulle dink sy maak nie klaar met goeders nie. Nou moet julle verstaan, ek kom nou uit hierdie prentjie, dan gaan ek in die hospitaal in, dan gaan ek ICU in, dan sê ek het nou gekom net om vir die tannie te sien. Hulle vra nie of ek familie is of niks nie. Hulle sê net, ja dominee, ons maak vir jou gou die pasiënt reg. Ek's nie dominee nie. Ek meen, ek is maar vir die familie gevra om te bid, maar obviously die Here nou maar besluit, dis nou die prentjie. Julle dan sy tannie in 'n koma in, hulle maak haar gou bietjie netjies, dan gaan staan ek daar, en nou is daai tannie in 'n stryd in, hè, sy kan nie klaarmaak hierson nie. En ek gaan bid in haar geesmens, en ek sê vir haar, geesmens, as daar iets is wat jy met Jesus wil uitsorteer, hy sê by jou, praat dit met hom uit, as jy moet vergifnis vra, kry vergifnis, as jy goed met vrede kry, maak reg, doen alles klaar, en ek sit jou in sy arms in jou hand, het jy vrede. Hulle sê, daai tannie was nog nooit so vreedsaam nie, sy was onrustig. Volgende dag bel die familie my, sy is daai aand saggies het sy gegaan. Nou moet ek nou sulke goed gaan doen. Maar dis net vir die Here om vir my te wys, jy's gesond, jy's okay. En so kan elkeen van ons dit kry. En as jy daai healing kry, kyk hoe kan hy jou gebruik. Kyk waar kan hy jou stuur. Dan gaan dit nie meer net oor, okay, maar waar's ek en ek wil nou voluit lewe en ek wil nou vrede en ek wil nou dit nie. Dit gaan net ongelooflik wees en dit is net so, dat dit wat jy vir die Here gaan doen, sodra die fokus ook van jou weg en jy gaan doen ander goed, dan kan jy nie glo lekker is, man, hulle kan vir jou die grootste persent bring, die lekkerste, Ramsteak chips en mushroom sauce, my favorite, nee. Hulle kan alles vir jou doen, niks kom by daai ongelooflike gevoel en as jy sien hoe die Here iemand aanraak, en jy kon 'n tuinslang wees wat die water sy Heilige Gees deur beweeg het nie. Dis net amazing. Maar ons gaan moet begin erken en sê, ek het 'n ou kleintjie hier binne in my, wat so bietjie wil manipuleer. So as my man of my kollegas of so bietjie so maak, dan het ek so 'n manier hoe ek nou so bietjie afsydig raak, of julle weet, jy het wat sê hulle, jy het visie, maar daar's nie klank. Die televisie het beeld, maar daar's geen klank nie. So jy speel hom so. Ek het ook al die naweek wat ek in 'n situasie, wat een van my familielede het vir my iets gesê, en ek word so 'n bietjie offens vat oor die storie, en onmiddellik kom wys die Heilige Gees vir my, hey, pas op, wat is hier om te gebeur, en ek gaan staan gou een kant op 'n plek, en ek gaan bid gaan, en ek sê, Here, maak net my gees rustig, ek gaan nie val vir die goed nie, die ding nie, ek gaan nie iets sien daarin wat nie is nie, help my net, laat die vyand nie, obviously hierso dit en dit nou gebruik nie, kry dit rustig, kry dit uitsorteer, okay, hier kan jy aangaan. Weet julle hoe baie keer is dit wat ons net te vinnig, dat ons nie gou die ding raak sien vir wat hy is nie, né? En dan speel ons hierdie speletjies, en ons gooi hierdie showtjies, en ons doen hierdie dinge, en die Here kan ons kom gesond maak, en die Here kan kom en ook ons mans, en ons vrouens, en ons geliefdes om ons, as daar 'n probleem is, kan ons bid, en bid, en bid, en bid. Ek het weer eens net besef, hoe kragtig is gebed, gebed, ongelooflik wat gebed doen. God, een keer toe vra kliënt vir my, maar hoekom hou ons aan bid, as ons nou klaar vir beskerming gebid het en alles, het ons nie geloof nie.
Toe sê ek, nee. God wil hê, ons moet aanhou bid en dit weer vra en vertrou op hom en na hom toe gaan en by sy voete sit en weer dit verbalise teenoor hom. Hy wil dit hê. Hy soek daai fellowship met ons. Anders sou hy nie vir die Jode gesê het, julle moet hoeveel keer 'n dag? 3 keer 'n dag dink ek. Gaan en Daniël het dit nou gesed gedoen vir sy God gaan aanbid en gebuig voor hom en weer volgekom dat hy kan doen wat hy moet doen. So ja, as ons so 'n week het soos laasweek wat jy heeltyd in daai worship sang. Wow, en dit was spesiaal. Kyk, die Here het as daai worship sang hierso is, dan het die Here beweeg. Dit was soos in tangible. Ek meen Sondag in die kerk, daar het 'n vroutjie laat ingekom, want ek ken haar, sy het vir my kom na die tyd vertel, sy moes ietsie en sy het gesê, sy kom net, haar gesin was al hier, sy kom bietjie laat in. En die maandag kom sê sy vir my, sy sê, liewe land, toe ek in daai kerk instap, toe kon ek met 'n mes sny en voel die geestelike dimensie, hoe dit net beweeg en wat hier besig is om te gebeur. Radikaal. Van worship God, aanbid hom, kry daai open heaven, en dan begin die genesing ook kom. Maar ons moet ons harte oopmaak, nê? En ons moet erken. Ek moet sê, ek het so 'n ou klein enetjie wat my man probeer manipuleer. Ek moet sê, ek het enetjie wat so bietjie vieserig geraak. Ek het 'n rassistiese enetjie wat ek moet gaan uitsorteer. Waarmee jy sit? Ek het so enetjie wat so bietjie nie kan ophou Instagram kyk nie, of wat ook al. Lekker hier in Lala land, jy sweef ons, kyk deur al die goedjies. Ons moet beperking, ons moet vir mekaar, vir jouself sê, luister, as jy wil nie kyk, soveel, time jouself maar, wat, maak seker, jy verval nie weer in daai situasie nie. Maak seker, jy kan in voluit hardloop. En onthou, ons hele journey op aarde, en die ou wat vir my sê, hy is nog nooit verwerp nie, hallo, you're not on earth, jy moet maar van Mars terugkom aarde toe. Ons het almal 'n verwerping, party sin is net erger, en party sal 'n stukkie ver in hulle genesing, maar tot Jesus Christus terugkom en ons kom vat, gaan ons elke nou en dan, gaan daar nog 'n fraksie verwerping wees wat jy voel, wat die vyand wil gebruik, en dan gaan jy net sê, nee, ek gaan dit nie vat nie, wag, ek voel dit, nee, dis onnodig, nee, ek weet mos wie ek in Christus, nee, hoe wil ek nou so, wil ek nou gaan net, nou stil bly, net stil sit, en sê, okay, praat julle nou maar, daai goeie ouens, dis gif, jy weet, wanneer kom hy en wat doen hy, en dan moet jy maar net werk met hom, jy moet gaan, dis soos Karen sê, identifiseer hom, as jy weer gaan en het raak te veel, wat jy in 'n sekere rigting in hardloop, jy weet mense, party mense het 'n koopverslawing, hulle kan nie ophou koop nie, ek het 'n vroutjie wat na kraam, toe sy in kraamdepressie ingaan, toe het sy letterlik, het hulle 'n mediese ding gekry, en hulle kon al die goed wat sy gekoop het, letterlik met die mediese ding terug, haar man gevat het, na al die winkels toe gaan teruggee, want dit soos honderde duisende rande, wat hulle net nie kon bekostig nie, wat sy net daai gat gou probeer toemaak het, daai depressie, en as 'n ou net kan daai gaan identifiseer, en jy kan daai genesing kry, maar ek wil kom by, ons moet nie fariseërs wees nie, het help nie, ons sit met hierdie mooi gesiggies en maak of ons so perfek is nie, nou moet ons maar eerder zefters en kom in wees, verstaan, dan moet ons nou maar eerder nie weet, wat se lepel is buite en die mes en die virke nie, solank jy net nie soos my man maak, hy vat die opskeplepel, hy eet nou met die opskep, ek sê, nee, dis baie erg, nee, maar dit eet nou die heel lekkerste, nee, rarig nie, ons nou net 'n bietjie daai uitsorteer, ons net die opskeplepels weghou van die prentjie af, en dan, maak nie saak wie eet daar nie, wat dit lyk lekker, kan ek proe, sommer net daar ook, maar dit gaan oor is jou hart genuine, nee, dis eintlik waarby ek wil uitkom, ek wil gou praat van koning Dawid, nee, julle weet ek praat baie keer van koning Dawid, so koning Dawid, was 'n man, na God se hart, so is ongelooflik, wat daai man, hoe lief hy die Here gehad het, ek meen, hy het hierdie psalms geskryf, hy het harp gespeel, hy was net so lief en uitverkoop vir die Here. Ek meen, hy het in sy tuniek gaan dans voor die ark.
Jy weet, daai wat hulle verkeerd gedoen het, hulle het mos die ark gevat, en toe moes hulle dit op die priesters gaan sit, nê? En toe besluit Dawid, nee, kom, hy bou nou maar eerder 'n ou dingetjie waarin die ark kom, in plaas van laat dit op die priesters se skouers rus. En toe hulle nou eers by 'n plekkie kom wat die manne wat nou met die stellasietjie die ark bou in knak of ietsie, julle is welkom om in te kom. Toe slaai die ark. En toe die ark slaai, toe moet iemand nou keer. En daai man wat keer is nie skoon gemaak nie. Kyk, ons het Jesus se bloed vandag. Hy het nie sy bloed gehad nie. Dis hoekom die priesters moes dra, want hulle moes nou deur hulle ritueel gaan om skoon te maak, 'n lammetjie te slag, bloed te vloei, daai bloed vergifnis skoon en al, sodat hulle God se heiligheid kon dra. Nou, daai persoon het nie deur daai goed gegaan nie. So dis nie dat God nou besluit het, hoorie maar, straf jou nie. Dis sy heiligheid, die sondige natuur vir die mens toe raak, jy kiel. Woeps, jy's weg, want jy raak in jou sondigheid aan heiligheid. En dis hoekom God het 'n instruksie gehad hoe moet hulle die ark dra. En toe wil hy in sy mensvlees maar sy ou eie dingetjie gaan doen. En dit is wat dit toe gekos het. En Dawid moes gaan repent, hy moes gaan vergifnis vra vir die Here, dat hy sy eie maniertjies en dingetjies weer wou gedoen het. En hulle moes letterlik om die ark terug te bring, daar staan, hulle moes elke 7 tree gaan lees, hulle moes elke 7 tree weer offer. Ek weet nie hoeveel diere het hulle geoffer, hoe lank het hulle gevat om hy ark terug te kry na sy plekkie toe nie. 7 tree offer, 7 tree offer, want hy het sy alie afgeskrik en besef hoe heilig, almagtig, groot God is, en hier wil hulle kom speletjies speel en ander instruksies volg, en sy eie, wat so oulik lyk, het lyk so oulik, die goeie dade wat ons doen lyk so oulik, ons is so in religion vas, ons doen so mooi goedjies, maar het ons gedoen wat die Here vir ons gevra het om te doen? Dis die vraag. Het ons geluister wat hy gesê het? En Dawid het dit besef, en hy het vir die Here elke 7 tree offer gebring. En toe die ark daar inkom, ek meen toe hy sy klere uitgedans, hy het net sy linnekleed oorgehad, wat hy vir die Here gedans het, geworship het. Kan julle dink, 'n man, hoe hy gee nie om wat nie, en hy dans net daarso, voor hierdie ark van die Here, hy is asof hy die pad voor lê en dans en wys. Hy gee alles oor vir die Here. En sy vrou wat in hierdie pride vasgesit het dit gekyk en sy het skaam gekry. Jy's die koning, wat dink hulle vir jou? Jy maak van jouself 'n Hans Wors, het sy gedink. En God het haar hart gesien, and he closed her womb. Sy kon nie kinders kry. Daar staan, hy het haar baarmoeder gesluit. Sy kon nie babas kry nie. So, ons kan altyd gaan kyk na goeders, wat as die deure vir jou gesluit word, en jy kom nie agter wat nie, het jy dalk eers met 'n verkeerde oog gekyk na 'n ander persoon, en hulle journey met die Here, en hoe hulle worship, en hoe hulle struggle, en hoe hulle aan die ander kant moet uitkom. In jou wond, het jy dalk skaam gekry, want jy moet mos mooi lyk, jy moet oulik lyk, jy moet aanvaarbaar lyk, of kom ons op 'n plek wat ons sê, dit maak nie saakie. Dit maak nie saak hoe ek lyk nie. Ek wil net wys hoe dien ek die Here. So my vriendin wat in ministry is, daar's 'n man wat hy het verskriklik iets met sy toon net in 'n infeksie ding ingegaan. En wat hulle sê, nee man, net jik, behandel hom net jik, sit net die toon, die ingroei toonhaal en jik, maar die jik het nie gewerk nie. Is naderhand chaos. En hy was 'n verskriklike groot rugby ondersteuner. So, julle weet mos maar julle weet seker nie, want julle kom nie van die Noord-Transvaal af nie. Maar as die blou bulle rugby speel, dan het hulle mos nou daai blou bil met die horings hier op. En as julle nou regtig wil Zefter mense sien, dan moet julle soontoe gaan.
dis baie lekker, jy geniet dit verskriklik. En die oomies braai wors langs en almal komend, en hulle het hierdie goed op hulle koppe, en hulle is blou geverf, en jy weet, almal lag en eet 'n boereworsie en te lekker. So, ja, hy het in dit meegedeel. En as daai span speel, het hy sy vlag gehad, blou bil vlag, en gaan in sy lekker lyfie daar geswaai en skree, en die volgende dag sê hulle, yes geskree, lekker rugby gekyk, lekker alles. En hy die twinkie wat nou, dit raak nader aan so erg, hy gaan, dit is net sy agtergrond. Nou is hy in die kerk, en die twinkie begin so erg raak, dat hy gaan die twinkie verloor, die groot toon. En hulle is in die kerk en is worship, en hier is hierdie situasie van, die Heilige Gees kom, en dit is open heaven, en daar word gedans met vlaan goed, en hy is nou lekker geïrriteerd met hierdie vlaggie om hom en oor hom en alles, nee. En dit is ook so 'n seminaartjie. En seker so, ek weet nie by wat se dag besef vir my, hy gaan nou vraggies die toon verloor, hy sal nou moet. Hy sal nou maar moet regtig by die Here bietjie vra, is daar nie maar genesing vir hom nie. En hy bid vir die Here, en hy sê, Here, maar ek wil regtig U ook loof en prys en eer. Ek wil regtig my hart, en Here, ek het hulp nodig met hierdie toon. En ek wil regtig dat U my kom aanraak. En iets gebeur dat die Here met hom 'n ontmoeting het. En daai man, daar word 'n vlag in sy hand gestop op daai kursus. En daai man wat so gejudge het vir daai goed en so geïrriteerd was met dit, vat daai vlag en hy begin voor daai gemeente dans vir die Here met sy vlag. En hy worship, hy sê, ek kan dit help, jy kan nie keer nie. En so is dit 'n ding wat gebeur, dat as die worship begin, whenever in die gemeente, dan vat daai man sy vlag, ongoing. En hy dien die Here en hy worship hom en hy aanbid hom en hy swaai sy vlag. Hy het hierdie ontmoeting met die Here. En die Here kom net oordat hy sy hart vir hom gee en sê, Here. En die Here kom wys vir hom. Net soos wat jy daar kan worship en te kere gaan, of nie worship nie, daar wat jy kan geniet en fees vier en alles. So kan jy onverskrokke vir my dit doen, sonder dat jy ge-worry is, wie sê wat, wie doen wat. Ek dink daai mense wat om hom is, wat hom ken, was verstom, hulle monde het oopgehang. Jy weet, niemand het niks gesê nie, niemand gaan waag om iets te sê nie. Maar hy het sy hart oopgemaak en die Here hom kom touch. En ek is seker, ek is oortuig daarvan, as daai man daai vlag vat en hy radical worship die Here en hy swaai daai vlag, hierdie groot man wat eintlik hierdie rugby ondersteuner is, glo ek dat die Heilige Gees net beweeg en die dinge gebeur. Net deur wat ons praat, net dat ons bereid is om bietjie vir ander te wys hoe vulnerable ons is, hoe bang ons is, hoe wat ons al in ons lewe gebeur het, hoe ons skrik vir goed. Hierdie goed, net dat ons bietjie bereid is om, dat julle nie dink, 'n Karen is nie daar, sy maak jy fout. Hier sê sy laas week moes hy dit vat. Hier hoor julle, in die naweek moes ek met 'n ding gaan sê, nee, ek wil nie in daai emosie ingaan nie. Hier hoor julle Tersius het 'n week terug dit met hom gebeur en wat die Here kom revealing gesond raak. Hier sê sy nou, die Here kom wys my dit, die Here kom wys jou dat. Ek is seker julle sit nou en het jy genoem wat hier goedjies opkom en skielik kan ons besef, okay, hoe gaan ons genesing kry? Hoe gaan daai baba stukkie gesond raak? Hoe gaan hy groot raak? Hoe gaan hy aan die kant uitkom? Maar is dit nie ongelooflik nie? Dat die Here net hier vir ons kan hierdie goede wys en met ons hierdie journey stap. So ja, kom ons bid saam en vra vir die Here sommer hierdie week vir ons net radikale goeders kan kom doen, gesond, wat ons vir ander mense iets kan beteken en daai paadjie stap, nee. Is julle reg? Aba Vader, ons kom in Jesus se naam. Dit was nou baie lekker, Here. Joh, dit was nou so special. Ons is altyd so gestig en bederf en so lekker om net hierdie tyd met U te kom sit en kuier en te luister. En het is so lekker dat ons net kan so voor mekaar erken wat is ons journey en hoe lyk ons lewe en dat ons almal maar net 'n paadjie het wat ons wil stap om gesond te raak, om vir U te lewe, om aan die kant uit te kom. Dankie dat ons met oë na mekaar kan kyk om te sien
ons is net mens, ons is net eenvoudig, ons is net gewoon, dat U, God, Elohim, almagtig is. U is die lewendige God, U is die alles. Ons verhef ons oë na U op, en weet in U is die genesing, Heilige Gees, in U is die salwing, in U is die waarheid, in U is die openbaring, in U is dit, dat ons is die skaap en U is die herder. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie fantasties om te weet, ons kan net alles eenkant toe sit, en ook, dat ons kan weet, ons kan daai mense net vergewe, want meeste kere weet hulle nie wat hulle doen nie, en die wat weet wat hulle doen dit uit hulle eie pyn en wonde uit. En Here, die wat dit nog in 'n plek funksioneer, want hulle wil kies om so te wees, ons gee hulle net oor vir U. Ons vra dat U hulle liefde net sal omarm, en U hulle ook net sal kom bederf, met U goedheid en guns. Ons vra dat U hierdie week met ons sal werk, en elke ou klein stukkie van ons narkie sal kom aanraak, elke wurm uithaal, Here, om toemaak, om gesond maak, by mekaar sit, in die Vader hart sit, heel maak, toemaak met daai oranje koninkryk glorie om ons, en ook 'n snyding skeidsmuur maak tussen die vyand wat hy wil ons gebruik om by ander mense seer te maak, en ook ander mense se pyn en wonde wil gebruik om by ons uit te kom, dat ons afgeseël in toe is, soos 'n dik muur, wat Jesus se bloed in sy naam tussen ons maak. Vader, gee vir ons nou dat ons sal gaan en ons gesinne sal kan eet, ons kinders, ons mans, ons vrouens, ons kollegas, daar waar ons gaan, dat ons U heerlikheid sal bring, U salwing, daar sal ons genesing bring, U liefde bring, en dat ons in volheid sal hardloop, in joy in U heerlikheid. En aan U kom al die lof en die heerlikheid en eer, aan U behoort die koninkryk, tot in alle ewigheid, die krag, die heerlikheid. En ons submit onder U, en ons sê, hier is ons, gebruik ons, Here, stuur ons. En ons bid dit alles in Jesus se naam. En ek bid sommer 'n spesiale seën en 'n shalom, 'n vrede en 'n deurbraak in elke persoon wat hier sit, elke persoon wat luister, elke persoon wat opkyk in die oë, en soos Maria Magdalena, ons beste parfuum wil uitgooi op U, ons trane stort, ons U voete met ons hare afdroog, en sê, Here, hier's ons by U, ons drink in wat U wil gee. Ons seël ons gebed af met Jesus se naam en sy bloed. Amen.